Goeiemôre vriende, hier is so aan die begin van 'n nuwe week. Dit is die 13de April 2026. Mag julle regtig 'n wonderlike week hê wat ook so voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, ons is so ongelooflik gejaag. Here, dat ons dikwels nie eers tyd kry om by U uit te kom nie. Verskoning, ja, glad nie asof ons nie kan nie, maar ons prioritiseer dit nie. Vader, help ons deur die Gees om ook selfs met ons eie dissipline te help. Here, dankie dat U ons altyd met liefde aankyk, altyd in liefde ontvang en bly is wanneer ons by U is. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan aan hierso onthou nou, dit is 'n brief wat Paulus aan Timoteus skryf, en hy noem hom vir Timoteus 'n geliefde seun. Hy praat met hom, hy kom sê vir hom, een ding vers wat ek gesê het, ek moet gestil staan, wat my die hele tyd in my kop sal bybly, waar hy sê, hy het ons gered, hy het my geroep om aan hom toegewy te wees. Nou, gister 'n bietjie gesê dat dan van hierdie evangelie het die Here dan ook vir Paulus aangestel, so kom getuig hy. Hy sê en hy's daarvan ook oortuig dat hy sê hy's nie bang vir lyding nie, want hy sê hy's oortuig daarvan dat hy weet op wie hy vertrou, né? Maak nie saak wat gebeur nie, hy weet op wie hy vertrou, hy's by God. En dan kom sê hy die volgende vir Timoteus, hy sê, neem die woorde wat jy van my gehoor het as 'n voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Weer eens 'n mond vol, vriende. Meer eens 'n mond vol wanneer hy dit vir Timoteus sê. Hy sê vir, kom ons lees dit weer stadig. Neem die woorde wat jy van my gehoor het. Watse woorde het Timoteus van Paulus gehoor? Timoteus het van Paulus gehoor, nommer 1 dat hy moet toegewyd wees. Nommer 2 het hy van hom gehoor dat hy gered en dat hy geroep is, né? Dis die woorde wat hy gehoor het. Hy het gehoor op by ouend dat Paulus vir hom gesê het, hoor hierso, ek skrik nie vir lyding nie, jy moet ook nie skrik vir lyding nie. Hy kom sê, want Timoteus, jy moet weet op wie jy vertrou. Timoteus maak nie saak wat kom nie, hy is magtig om alles in stand te hou wat daar so op hierdie aarde is. Timoteus, hoor my woorde. Nou sê hy vir Timoteus, neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging, né? En Paulus kom sit dit die hele tyd op Timoteus se hart om hom te sê, hou altyd voor oë hoekom jy hier is. Jy moet onthou dat Jesus Christus gesterf het aan die kruis. Dis die evangelie wat aan my toevertrou is, Timoteus, en dit moet jy loop uitdra, né? Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging, né? Jy kry ek ongesonde verkondiging. Dis ook maar as jy moet mooi luister na wat hy sê. Ook wat is ongesonde verkondiging? Ongesonde verkondiging is die dwaalleraars wat ingekom het en sê, jy moet die wet onderhou en jy moet nog 'n paar ander goeders doen. Die ongesonde verkondiging is mense wat op die ou en 'n add-on by Jesus wil sit. Ja, Jesus is reg, maar jy moet nog dit, maar nee. Dit is die ongesonde verkondiging. Nee, kom sê Paulus vir hom, neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Sonder hom kan jy niks doen nie. En kan so aangaan, hè. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as 'n voorbeeld van gesonde verkondiging. En dan sê hy, en volg dit na in geloof en liefde. Hierdie gesonde verkondiging, nommer 1, glo dit. En die ander ding is, jy moet daai liefde, volg dit na in liefde, so, jy moet in liefde vir mense vertel van Jesus, jy moet in liefde vir mense vertel dat jy moet Jesus volg, jy moet nie kwaad raak vir hulle nie, jy moet nie moeilik raak vir hulle, jy moet nie op 'n skof raak vir hulle omdat jy wil luister nie, nee, jy moet in geloof en in liefde, moet jy vir hulle van Jesus gaan vertel, nee. Wat aan jou toevertrou is goed. Kom sê Paulus, moet nooit twyfel Timoteus dit wat God aan jou toevertrou. Moenie vertrou, ons moenie twyfel, ons is kinders van die Here, dat dit wat God aan ons toevertrou het, daar waar ons in ons werksplek, vriendekring, huwelik is nie, dat dit goed is nie. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in
in ons woon. Ek kom vra vir die Gees om julle te help in hierdie tyd en by te staan en te lei in alles wat daar is. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as 'n voorbeeld vir gesonde verkondiging. Vriende, my vraag dan ook is, kan ons vir ons kinders sê wat Paulus vir Timoteus sê? Kan jy sê Pieter en Ansie of wie ook al of Sandra neem of Pieter, hoorie, neem die woorde wat jy van my gehoor het as 'n voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na 'n geloof, liefde wat ons in Christus Jesus het. Kan jy vir iemand sê dat die woorde wat ek en jy spreek, hy of sy, dit moet as 'n voorbeeld neem? Ek dink dit is die vraag wat ons vandag vir ons moet afvra. Ja. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.